Nou ja, vriende, ons is op die voete van om een van die dae met ons disippelsmakers kursus te begin. En daarvoor het ons mense nodig. En ek het die Here gaan soek en snaaks genoeg in hierdie week verskriklik baie inligting ontvang oor baie onderwerpe. En ek het die Here gesoek om met u vandag 'n relevante boodskap te deel. En ek het gister met iemand gepraat en toe vra hy vir my, Dominee, wat gaan jy oor preek? En ek het nogal iets wat ek normaalweg min doen. As iemand my 'n dag voor die tyd vra waar ek praat, dan sê ek vir hulle moet maar kom kyk. Maar omdat ek die persone nie in ons gemeente is nie en dalk sal kom kuier, toe dog ek kom ek gee hulle net 'n voorsmaakie. En toe het ek nou vir hulle so idee gegee wat ek oorbroei en hoe ek hierdie boodskap aan die gemeente wil voorhou. En ek het weer na die Here toe gegaan en vir die Here gevra, wat is dit? Nie wat hy met my vir my wil leer nie, maar wat is dit wat hy vir die kudde wil leer? Wat is dit wat op u van toepassing is en nie op my nie? En dis nogal moeilik, want dit beteken jy moet 7 boodskappe uitwerk vir jouself. Want die Here moet eers baie mooi met jou werk en elke boodskap moet eers op jou van toepassing wees. En toe het die Here dit in my hart gewerk om my boodskap te verander, sodat ek die relevantie vir 2025 Januarie met u kan deel. 'n Boodskap wat ek glo 'n verskil in die eie lewe, maar ook in die koninkryk van God kan hê. En daarom wil ek vandag aan u voorhou, nie normale boekprediking en die hele boek gou opsom en die hele boek werk nie, maar ek wil vir u graag voorhou Lukas hoofstuk 15. Lukas hoofstuk 15. En ek wil dit doen met die uitsluitlike rede op waar Helderberg gemeente homself vandag bevind. Hierdie gemeente in ons omstandighede, met die leraar wat hier staan, met die ouderlinge wat vandag hier voorgestaan het, met dit wat hierdie jaar vir ons op pad is, het ek die Here gevra, wat het die kudde nodig? Wat is dit wat u vir ons wil sê? En die Here het hierdie gedeelte op my hart gedruk in Lukas 15 en ons gaan saam lees die eerste 7 verse. En as die Here toelaat wil ek graag nog 'n gedeelte doen, maar ons is altyd tydsensitief. So kom ons kyk, hoe gaan dit? Lukas 15 vanaf vers 1. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verloor is, totdat hy dit kry nie, verskom my. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap teruggekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemele oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdigers wat die bekering nie nodig het nie. Net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so saam en dan doen ons 'n gebed. Here Jesus, ons vereer u in hierdie oomblikke en ons nader u woord om ook tot ons te spreek. En Here, ons wil vanmôre ons harte kom openbaar aan u. En ons wil kom vra, Here, dat nie een van ons dieselfde hier sal uitstap as wat ons hier ingestap het nie. Here, dat ons meer toegewyd sal wees. Dat u ons kan vertrou met u woord. Here Jesus, dat dit vir ons vandag sal dring
en sal dwing tot aksie. Word U verheerlik in ons en deur ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre met U 'n bietjie gesels oor hierdie eerste gedagte. En dis 'n gedagte wat ek dink persoonlik raak in ons milieu en in ons omgewing. 'n Gedagte waar 'n mens soms heilig is oor jou kerk. 'n Gedagte waar jy soms heilig is oor wie na jou kerk toe mag kom. 'n Gedagte waar jy soms 'n ideologie in jou kop het, 'n prent in jou verstand het oor die tipe mense wat moet lidmate word by ons gemeente. En as ek my ideologie, my persoonlike ideologie vir U kan deel, dan sal dit wees, daar stap 'n man in en 'n vrou en so 3 of 4 kinders, netjies gekleed, dassies aan, seentjies met 'n onderbaadjie en blink skoene. En ek wil hê hulle moet hier in die eerste ry kom sit, netjies mooi. En ek wil hê as ons sing, moet hulle hard sing en hulle moet die woorde ken en op aandag staan. En my volgende ideologie daarna is dat ouma en oupa na hulle inkom en in die ry agter gaan sit. En dan wil ek hê daardie ou se broer moet in die volgende ry in beweeg en daar kom sit. Netjies geklee, hooggeleerd, mooi snyerspakkies aan. Dis my ideologie. Maar as die mense daar by die deur inkom sonder skoene, en tattoos hier op die vlamme brand hulle almal, is nog nie daar nie. Hier op die been op. Nee. Die ryk gister se braaivleis. Dan wil ons skouers optrek. Ons het 'n ideologie, ons het 'n heilige kerk, ons is heilig, ons kom vir die Here. En die Here Jesus word beledig, vriende, met die mense wat hom omring. Die Here Jesus word beledig met mense wat na hom kom luister. Jesus vertel 'n gelykenis. Hy's besig met die tollenaars. En nou dat die mense murmureer oor die mense met wie Jesus meng, vertel die Here Jesus 'n gelykenis. En ek wil vir u sê, ek wil vandag ons ideologie verander. Ek wil hê ons moet ophou om geredde mense kerk toe te nooi. Ek wil hê ons moet ophou om vooraanstaande leiers te gaan haal en al die beste in die dorp en daar by hulle kerke te gaan afrokkel. Want die evangelies gereformeerde kerk het ewe skielik 'n beter leer. Wat die Here Jesus vir my gesê het, wat die Here Jesus vir my geleer het, is hy sal 99 laat staan om een te gaan haal. En as hy een daar by die deur inloop en die 44 van u wat hier sit, is veroordelend, beterweterig, neerhalend. Watter effek het dit? Watter effek het die gedrag van die Sadduseërs en die skrifgeleerdes gehad? Watter effek het die kerk op aarde gehad vir die tollenaars? Niks. Dit voel vir my, ek sê nie dit is so nie, maar dit voel vir my soms of die kerk en heilige mense op ander mense neerkyk. Op mense neerkyk wat verlore is. Ek wil graag die volgende vers vir u lees. Jesus is aan die woord. Hy sê, of watter vrou wat 10 penninge het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriende en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle,
is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Vriende, ek was al in baie gesprekke en in baie teologiese seminare en baie dinge in my lewe. En ons het almal idees, ons het almal maniere en ons het almal 'n prent vir Jesus. En die oomblik wanneer Jesus in jou hart inkom, die oomblik wanneer die Here die dooie sondaar wat sonde liefhet opwek, verander jy. Maar ons wil nie die dooie sondaars hier hê nie. Ons wil nie hê die mense wat Jesus in die woestyn gaan soek, hulle moet nie by hierdie deur inkom nie. Want hier trek ons op 'n spesifieke manier aan. Voor jy tot bekering kom, moet jy jou beste klere aantrek. Mis ons iets? Ek het al gesien hoe gemeentelede 'n dame stikkend kyk oor haar klein bandjie op haar skouer en die mooi prentjies op haar rug, dat sy nie weer terugkom nie. Wat het ons bereik? Watter gejuig in die hemel was daar toe iemand by die huis van God kom aanklop het? Vriende, was ons nie almal daar nie? Was ons nie almal in sonde vasgevang nie? Was ons nie almal hulpeloos en die genade van God moes op ons toegepas word nie? Waarom veroordeel ons? Waarom kyk ons? Waarom hanteer ons mense soos fariseërs en sadiseërs? Waarom wanneer mense na Jesus toe kom, dryf die kerk hulle weg? Ja, maar ek het nie so groot geword nie. Jy kom nie so kerk toe nie. Trek skoene aan. Ja? So jy moet skoene hê om gered te word. Jy moet klere aan hê wat by die bekering pas voordat jy tot bekering kom. Jy moet die regte haarsny hê. Ons is hoeveel jaar oud? Hoeveel jaar oud? Hoe baie mense het gemaklik gevoel om in ons teenwoordigheid te wees. Die sondelose Jesus het gesit by die tollenaars. Het Jesus by die tollenaars gesit omdat hy lus was om te drink saam met hulle? Jesus by die tollenaars gesit omdat hy hulle gedagtes geniet het of hulle grappe wat hulle vertel het? Jesus het hulle gaan soek. Hy het die kerk gelos en hy het die sondaars gaan soek. Hy het mense gaan soek wat hel toe gaan. Laat my toe om 'n bietjie meer uit te brei, want jy weet, jy kan nou dalk voel die dominee raas nou alweer vandag. Ja, vandag het ons nou raas gekry. Nee, ons het nie raas gekry vandag nie. Ons het net gou 'n spieël opgetel. Ons gaan nie met die spieël beklei nie. Jy sien vriend, jy kan nie met 'n spieël beklei nie. Jy kan vir die spieël kwaad word. Jy kan die spieël breek. Maar die beeld wat in die spieël weergee word, is jou beeld. En as hierdie beeld van môre by jou pas, trek dit aan. As hierdie beeld nie by jou pas nie, laat hom verbygaan. As ek verby 'n spieël loop en ek sien ewe skielik iemand anders in die spieël, gaan ek geafronteer word oor dit. Nee, ek gaan dit aanloop tot ek myself weer sien. Want dit is seker maar advertensie tussenin. Maar vriende, hier is nog 'n beeld. Die Here Jesus is nie klaar nie. Hy is nie klaar met sy gelykenis nie. Hy is nie klaar om te verduidelik sy hart rondom verlore mense nie. En jy kan nou vandag sê, dominee, maar is ons nou tollenaars? Of is ons nou die fariseërs? Maar daar is ook mense hier wat in die volgende gelykenis bespreek word. Daar is ook 'n gedagte wat die Here Jesus tuis wil dryf
En ek wil vir u vra vandag. Ek wil vir u persoonlik vra. Ons gemeente gaan nou 'n disipelmakerskursus hê. Ons gemeente wil by daai deur skape inbring. Ons wil by daai deur pennings gaan haal. En ons wil hê hulle moet hier na die woord van die Here kom luister. Maar as die gehoor daardie mense minag. Het jy al by iemand se huis gekom, dan is die atmosfeer so dik, jy voel of jy dit met 'n mes kan sny. Klop haar by die deur en daai vrou ruk daai deur oop. Ons gaan nou eet. Ons sit al aan die tafel. Dis ongeleë. Sy 12 ure lank voorberei aan daai maaltyd. En jy gaan nie dit nou opmors nie. Wie se maaltyd moet van hierdie kansel af bedien word aan wie? Wie het dit soms meer nodig? Dan wil ons besluit. Jy kom baie keer by 'n plek en jy kan nou maar vir my sê dis waar of is nie waar nie. Maar jy kan in iemand se oë sien of jy welkom is. Jy kan in iemand se stemtoon hoor. Vriende, as ons nie gaan verander nie, gaan ons nie meer word nie. As ons nie gaan verander nie, gaan ons mense wegstoot en nie nader trek nie. Die Here Jesus gaan voort in hierdie gelykenis en hy sê, hy het ook gesê vers 11 van hoofstuk 15, en die jong, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom. En hy het dit goed tussen hulle verdeel. En na baie dae daarna, en nie baie dae daarna nie, het die jong seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemele en voor u. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra vir wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie.
Maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, is jy nie altyd by my nie, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Net tot sover die woord van die Here. Nou ek gaan nie vra dat jy hande opsteek, maar ek weet vir 'n feit, jy almal ken hierdie gelykenis. Ek dink dis een van die populairste gelykenisse in die wêreld. Ek persoonlik het al, ek dink 2 maal in my lewe oor hierdie gelykenis, my opinie, 'n fantastiese boodskap gehad. Maar ek wil nie vandag met u die fantastiese boodskap deel nie. Ek wil nie vandag met u ingaan oor die gebruike van die skoene en die ring nie. Ek wil nie met u in die gedagte gaan hoe erg dit is vir 'n Jood om op 'n varkplaas te werk nie, dat hy eintlik nie mag nie, dat hy sy maag moet. Ek wil nie met u vandag daar praat nie. Ek wil met u oor die gelykenis praat. Ek wil vir u vra, wat is ons gesindheid? Op watter manier wil ons die Vader vereer? Jy sien vriende, almal gaan aan oor die verlore seun wat huis toe kom. Maar ek sien 'n wesenlike probleem met die seun wat in die huis is. Met 'n groot probleem met die seun wat in die Vader se huis is. Jy weet, as jy hierdie gelykenis lees, dan sê hy vir sy pa, ek hou die wette, ek doen alles wat jy van my wil hê. Jy weet, meeste van jy weet, jy het almal die preek gehoor, die jonger broer kon nie erf nie. Hy kan nie erf voor sy pa doodgaan nie, jy moet dit weet. En hy moet nie naaste by kry nie. Sy broer moet 2/3 kry van die erfporsie en hy 1/3. Maar jy sien, daar's vir my 'n groot probleem. Hierdie seun het nooit sy reg opgeneem nie. In die Vader se huis. Hy het nooit nodig gehad om toestemming te kry nie. Hy het nooit nodig gehad om vir sy pa te vra, kan ek die kalf vat vir my vriende nie. Dan was sy nou mee te begin. Die seun het sy broer verwerp as gevolg van die manier waarop hy met die bates van sy vader omgegaan het. En hy maak geen geheim daarvan nie. Ons wil besluit wie tot bekering kan kom. Ons wil besluit wanneer hulle moet kom. En as hulle nie kom op 'n tyd wat ons pas nie, dan maak ons 'n atmosfeer. Ons ervaar daardie atmosfere. Ek leer vir die kinderbediening personeel, 'n kind is nie dom nie. 'n Kind kan sien as jy voorberei het. Hy sien dit. En as jy is met 'n slegte houding by die sonnaskoolklasie opdaag, hy weet dit. Jy kan die dominee groet soos jy wil, jy kan mevrou groet soos jy wil, jy kan die kerkraad omhels al by die deur as jy wil, totdat daai ou hier instap wat jou ingedoen het. Totdat daai ou hier instap wat jou opinie die hel verdien. Dan kan jy die atmosfeer sny. Nou vriende, ek wil vir julle sê, ek het nie tyd vir dit nie. Ek het nie. En ek is oortuig in my wese, God het ook nie tyd vir dit nie. God het nie tyd vir mense wat ander mense wegwys van hom af nie. Ons het nie nodig om te besluit wie gered mag word en wie nie gered mag word nie. God het sy seun gestuur om aan 'n kruishout te hang vir die wat verlore gaan. En buite in hierdie Weskaap is daar duisende mense wat besig is om verlore te gaan. Maar ons wil besluit wie hier moet inkom. Ons wil besluit wie is hier welkom. Dit gaan nie by ons kerk gebeur nie. As dit nie by ons kerk gebeur nie, dan is ons nie waardig nie.
Ons moet verander. Ons moet Jesus leef vir 'n verlore wêreld. Hoe sal dit lyk? En ek dink jy ken dit. As die hond kleintjies kry, en daar is daai kleintjie, daai heel kleintjie wat gebore word, hy kry nooit 'n beerd nie. Hy kry nooit 'n beerd nie. En op die einde in die natuur gaan hy dood. En dan noem ons dit die natuur. Ons is bevoorreg as ons by die kosbakke kan kom sit. Geestelik, hoe lyk ons by die kosbak? Sondag vir Sondag, gulsig, bly net weg, dis my bak. Niemand anders moet hier eet nie, dis my voedsel, dis my vergun, dis waar ek met die Here werk. Of gaan ons daai bak aanskuif na iemand wat niks het nie? Iemand wat honger en dors het. Hoe moet mense die onsigbare God sien as die onsigbare God se kinders geen maniere het nie, geen respek het nie, geen liefde het nie? Hoe moet mense wat niks het, niks weet, Jesus ervaar as Jesus se kinders nie Jesus se beeld uitlewe nie? Ek wil vir u vra, as Jesus sê hy los 100 skape en gaan soek een. Jesus sê die vrou gaan los, sy sit die lig aan, sy doen moeite. Nou wil ek vir u vra, ek glo, ons het nie van môre 'n verlore seun hierson nie. Ek glo dit. Ek glo hier is nie van môre 'n verlore seun wat daar by die varkbakke sit nie. Ek glo dit. Maar ek dink, ons het dalk seuns by die huis, wat nie gelukkig sal wees, as die broer terugkom nie. Wat sekere voorwaardes wil stel, aan hoe mense gered word, en wanneer en waarom. Wat eers sekere standaarde wil hê, en eers oor hulle self beter wil voel. Ek glo daar is sulke mense hier vandag. En ek is een. En ek glo, daar is nog van u. Maar ek wil vir u vra, wil u nie die lig aan sit en die huis uitvee nie? Wil u nie vandag gaan kyk of daar nie een mens is, een mens wat jy ken, een mens waarvan jy bewus is, wat verlore is nie? En wil u nie met daardie een mens die moeite gaan doen, wat daardie vrou met 'n penning gedoen het nie? Ek wil vir u vra, wil ons nie soos daardie skaapwagter wees, wat 99 skape in die woestyn los, een skaap gaan soek nie? Wil u vir my sê, daar is in hierdie gemeente nie een mens wat nie gered is? Nie een mens wat ons nie van weet, wat Jesus nodig het nie? Wat moet ons doen om by daai mens uit te kom? Die Here Jesus sê in hierdie gelykenis, en toe hy daai skaap kry, toe skop hy hom en breek sy been. Het jy dit gelees? Hy het hom in sy nek gewurg en hom teruggesleep. Het jy dit gelees? Hy sê hy het hom op sy skouers gelaai en hom huis toe gevat. Hierdie aarde is vol mense wat Jesus op hulle skouers wil laai. Ons is die herders. Ons is die lig. Ons is die sout.
Hoe lyk ons by die voerbak Sondag na Sondag? Ons verryk onsself en ons het ryk geword. Ons weet alles. Ons is heilig. Ons is so heilig. Ons raak nie smaak nie, kyk nie eers vir ander mense wat verlore is nie. Het Jesus gekom dat ons vet en vetsugtig kan wees in ons kennis? Of het Jesus gekom vir verlore siele? Vriende, ek wil by u pleit. Ek wil by u pleit dat mense tot bekering moet kom deur kinders van die Here wat moeite doen. Wat moeite doen. Ons moet mense aan Jesus voorstel. En as u vandag hier sit, dominee, volgende Sondag bring ek hom, jy gaan sy hand skud, sy naam is Tom, dan mis u my. Ek het nie gesê bring mense dat ek hulle tot bekering kan lei nie. Ek het sê gaan haal hulle. Stel hulle aan Jesus voor. Bring hulle om saam met jou te kom eet. En as jy hulle net wil bring tot hier, om onder die geklank van God se woord te kom, sodat hulle die vrymakende evangelie kan hoor, 100%. Maar dis nie wat ek preek nie. Ek wil by u pleit vandag, dat ons, wanneer ons by daardie deur uitloop, dat die Heilige Gees alreeds 'n persoon in jou gemoed sal wek. En ek wil bid dat die Here u bed sal hard maak, totdat u by daardie persoon uitgekom het. Dat u al die dinge wat belangrik is in hierdie lewe sal los. Alles wat ons geleer het, bedink die dinge daarbo, nie die dinge hieronder nie. Alles wat ons geleer het, al die kos wat ons in ons binneste ontvang het, deurdrenk is met die woord van God, dat ons dit dan neem en aan ander gaan meedeel. En dit is die begeerte van die Here Jesus Christus. Laat ander, hulle wat verlore is, hierdie woorde mag hoor. Amen. Kom ons sit so en ons sluit ons net die oë. Dierbare Here Jesus, u woorde is hard, maar u woorde was nog altyd waar. U het nog nooit 'n fout gemaak nie. Here, as u sê dat u 99 skape sal los om een te gaan haal, dan glo ek u. Here, u het 'n woord in ons gemeente gebring vanmôre wat tot ons harte behoort te praat. En ek wil vra, Here, dat u deur die Heilige Gees op elkeen van ons 'n naam sal hê, wat ons sal gaan soek, totdat ons hulle terugbring, sodat ons u kan vereer. Ons is by die huis. Ons het alles van die Vader tot ons beskikking. Niks is buite ons bereik nie. Ons moet dit net opneem. Daarom vra ons deur die krag van die Heilige Gees, dat u ons sal bekragtig om te doen wat u van ons verwag. Kom versterk ons in hierdie week. Kom lei ons in hierdie week. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.